Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Neurowetenskap kan ingespan word om emosionele welstand en persoonlike groei te bevorder. Ons gesels nou met Dr. Edgar Phillips, die uitvinder van the Neurocoach Method, en Stefan Creer, eienaar van Impulse Neuro Life Coach Center, oor hoe hulle mense help om hulle volle potensiaal te ontsluit. Goeiemôre, good morning, baie welkom julle twee. Goeiemôre. Dankie. Hoe het die Neuro Life Coach Center ontstaan? Impulse Neuro Life Coach Center het begin met werk wat ons doen vir 2 kinderhuise in Pretoria, onder andere Louis Botha en Jacaranda kinderhuis, waar ons met die kinders werk met boeliegedrag en skoolprestasies, positiewe en negatiewe funksionerings. Maar ons het ietsie gekort, toe kom ek op die Neurocoach Method af van Dr. Edgar, en van vandag af werk het net excellent in die bedryf. En wat is daar ietsie wat jy gekort het, wat hy nou aanval? Net om so klein bietjie daardie in die brein te kan ingaan, om daai reset te kan hê basies. Werk julle slegs met kinders by Impulse? Nee, ons werk met oud en met jonk. Ons help oud en jonk om hulle doelwitte en hulle drome te bereik in die lewe. So dokter, wat se metodes gebruik julle vir daai doelwitte? Hoe kom jy daar in die brein in? So ek het 'n gedragsverandering tegniek ontwikkel oor die laaste 10 jaar. Eintlik gefrustreerd geraak. Werk al 25 jaar met mense, eers berading, toe life coaching en toe nou neurocoaching ontwikkel. En die ou tradisionele beradingsmetodes se resultate was net nie vir my goed genoeg nie. So ek het letterlik 10 jaar terug begin soek na antwoorde en internasionaal gereis en opleiding bygewoon en seminare en toe nou my eie studies verder gevat om hierdie tegniek te ontwikkel. En wat baie mense nie weet nie, hulle dink neuro beteken brein, maar neuro beteken eintlik jou senuweestelsel. En tussen 90-95% van wat ons doen elke dag kom eintlik van ons senuweestelsel af. Jy weet, vanoggend as jy opgestaan het en jy gedink wat gaan ek aantrek en toe neem jou liggaam oor en doen die res. Jy stap kas toe, jy trek aan en dan kan jy begin dink wat gaan ek eet in die oggend. Jy weet toe ek hiernatoe gery het, dink ek wat ons hier gaan doen, maar my lyf weet hoe om die kar te bestuur. Ja. So as jy regtig gedrag wil verander, moet jy op 'n senuweestelsel of op 'n senuweevlak moet jy werk. Positiewe denke kan jou net so lank hou, maar die oomblik as jy angstig raak of gespanne raak of daar's stresvolle situasies, dan keer jy altyd terug na ou gedragspatrone. As jy regtig gedrag wil verander, moet jy na jou senuweestelsel kyk. En dit is ook amper daai ding, jy het nou geval, jy was stout gewees maar oormôre is jy weer stout nadat jy nou 'n bietjie berisp is, kind of in layman's terms. Dis reg. En ek bedoel, hoeveel mense moenie hoeveel keer sê ek is jammer, ek sal nie weer nie. Net om weer in dieselfde patroon te verval. En daai patroon is letterlik iets wat in my senuweestelsel vassit, om so te stel. So, jy kan nou nie te veel weggee nie, maar hoe verander mens gedragspatrone en die toestand wat mense senuwees in vind? Ek dink met klein stappies en herhaling. Ja. Dit is basies neuroplastisiteit. Die oomblik wanneer jy 'n baba sien wat moet begin loop, hy val en staan op met herhaling, op die einde van die dag dan word dit deel van jou liggaamsgeheue. Ja, van daai mondering. Is dit 'n kwessie van dat jy net met kinders werk by Impulse of is dit vir almal? Dis vir almal, soos ek gesê het, oud, jonk, elke ouderdom. Jy sien ek luister so lekker, ek herhaal sommer weer 'n vraag en ek doen dit dink Jy sê die dinge. Ja, nee, Nee, gooi hom. Deur herhaling. Dit herhaling. ek het klaar begin sien waartoe dit gaan. Jy het nou gepraat oor neuroplastisiteit. Wat is dit? Neuroplastisiteit is die herstel wat die brein homself kan doen. In kort, dit is wat basies wat ek nou verduidelik het. Dit is 'n baba wat val, hy leer opstaan. En wanneer jy die herhalende gedeelte toepas met klein stappies, dan word dit 'n gedeelte weer of vorm dit weer deel van jou senuweestelsel. Amper sê ek nou net, ja, ons mag Engels praat, seker nerve system. En dit is so die nuwe volhoubare gedeeltes in jou liggaam kan plaasvind. Was dit 'n interessante reis vir jou gewees, jou navorsing? Ja, nee, baie. Hoe interessant. Ek meen, wat het jy wyser geword daai? So as jy kyk na die verskil tussen life coaching en berading. So life coaching is toekomsgerig. Dus jy wil iets bereik, jy het 'n doelwit, jy werk hard en dan op 'n stadium verstaan jy nie hoekom kan jy nie daarby uitkom nie. Ek sit al die ure in en ek kan nie daarby uitkom nie. So daar's iets onderliggend wat maak dat jy nie daarby kan uitkom nie en jy weet self nie hoekom nie. Dis eintlik hoekom mense life coaches gaan sien. Berading aan die ander kant,
werk jy met dinge wat in die verlede gebeur het. En so daar was 'n slegte insident gewees. En na die slegte insident dink jy en voel jy en tree nie meer op soos voor die slegte insident. Jy was in 'n motorongeluk gewees. En nou elke keer as jy in die kar klim, sweet jou hande en jou hart klop vinniger, jy weet, en jou keel trek toe. En so wat ons gesien het is dat wat ek gesien het met my studies is dat wanneer ek met die senuweestelsel werk, kan ek met die impak werk van 'n negatiewe insident en wanneer dit verwerk is, dan voel die persoon weer soos wat hy gevoel het voordat die insident daar was. Hy voel weer hy kan helder dink, hy voel hy kan weer optree, emosioneel voel hy weer in beheer van homself. Wanneer ons kyk na coaching, dan is dit ons waardesisteem en die manier hoe ek dink oor die lewe, oor geld, oor sukses, oor verhoudings. Daai maniere is ook deel van my. Ek tree op in my huwelik en my verhoudings spontaan sonder om eintlik keer daaroor te dink. En dan wil ek graag beter optree en dan kry ek dit vir 'n rukkie reg totdat die spanning daar is en dan val ek weer terug. En so dit is ook aan my senuweestelsel. So wat ek gesien in my studies, as ons daarmee kan werk, as ons kan weet hoe om dit te verwerk, dan sien ons hoe verandering plaasvind. Ja. Watter tipe mense kan deur middel van neurocoaching gehelp word? Ons het nou al deur die loop van die program met verskillende mense gepraat wat sukkel met verslawing of alkoholisme of ander tipe goed wat in hulle lewens aangaan. Stres. Is dit ook van toepassing in terme van die neurocoaching wat jy aanbied? Ek sou sê 80% van mense kan gehelp word. Natuurlik is daar psigologiese versteurings wat jy 'n spesialiste nodig het. Maar ek sou sê 80% van algemene probleme kan gehelp word deur neurocoaching. So as ons praat van 'n funksioneringskontinuum. So as hier nou 'n kontinuum is en hier in die middel is optimale funksionering. Ek voel helder in my kop, ek het energie, ek is lus vir die lewe, ek is spontaan positief, ek probeer nie positief wees nie. En aan hierdie kant is die groei en die ontwikkeling en die prestasie in Engelse term high performance, is jou coaching kant. En hierdie kant is die frustrasie en stres en die emosionele verwonding en die trauma. Dis jou beradingskant. Okay. So watter mense kan gehelp word met neurocoaching? Beide kante kan gehelp word. Die ekstreem kante waar ons praat van psigologiese versteurings kan nie gehelp word nie. Maar beide mense kan gehelp word met neurocoaching. Ek kan jou baie stories vertel van hoe ons atlete gehelp het. Hoe ek met Olimpiese spele atlete gewerk het, springbokke gewerk het om te help om daai spanning wat hulle wil beter presteer, maar daar's triggers. En hulle verstaan nie hoekom kan hulle nie. En hulle sit die ure in. En as ons kan uitvind wat is dit wat maak dat jy daai spanning veroorsaak, want die oomblik as ons spanning het, dan onderpresteer ons altyd. Altyd. Maak nie saak of dit in jou huwelik is of dit jou sport is of jou besigheid nie. As jy spanning beleef, onderpresteer jy. En as ek kan agterkom wat is dit wat vir jou spanning gee en ons kan daarmee werk. Skielik kom prestasie meer natuurlik en is jy eintlik spontaan positief. Julle maak ook gebruik van perdeterapie, né? Gebruik julle boereperde? Dit is korrek. Ja, dis korrek. Ons gebruik 'n spesifieke ras, soos jy gesê, die SA boerperd. En daar's 'n rede hoekom ons hom gebruik, want dit is een van jou mees veelsidigste perde in verskillende sportsoorte. Dit is ook die perd met die besgeteelde temperament wat daar is en dit maak dit maklik om met oud en jonk met so 'n perd te kan werk. Hierdie tipe coaching is natuurlik ook regtig it's very kind of positive for people who are working in companies, working with their employees, want jy kan 'n hele ander tipe uitkyk skep vir jou maatskappy en die mense wat vir jou werk of saam met jou werk. Nee, verseker werk dit in 'n koöperatiewe omgewing. Enige omgewing is 'n stelsel van mense en waar 'n stelsel van mense is daar frustrasies en daar's spanning en daar's verhoudingsprobleme. Veral as die baas by die deur instap. Ja, wil jy meer iets oor dit sê? Ja, ek dink ons bied ook aan die PDD wat 'n uitvindsel is van Dr. Bertie Hannekom, waar ons die werkswaardes meet van die huidige werknemers en ook nuwe aanstellings om seker te maak dat daai persoon die kriteria van die maatskappy inpas en ook selfs van daai spesifieke posisie te kan inpas. Is it a good fit? Ja. Dis seker ook nie 'n ding wat noodwendig nodig is as jy nou voel, luister ek het nou my berading of my life coaching nodig. Dis dalk net 'n goeie ding om jouself ook bietjie af te vernuwe of daai ou skilfers af te haal en af te was, is dit nie? As 'n ou vir hierdie tipe van ding wil gaan, dit is so. Party van my kliënte kom sien my eenmal in 6 weke, eenmal in 2 maande. Hulle sê amper soos om mekaar te dien. Ons kom check bietjie in en dis 'n paar goed wat my gebeur het en ek wil net seker maak ek is bly op 'n goeie plek en
Jy weet, so dit is nie net noodwendig dat daar moet iets slegs gebeur of jy wil het hierdie groot doelwit en jy kan nie bereik nie. Sommige net so vir amper Engelse woord gebruik, maintenance. Ja. In kort is daar seker daarom 'n storie of twee wat jy kan deel wat mooi is en hoe jy die verskil kon sien. As ek kan praat oor een van die kinders, om te sien 'n kind wat ander kinders boelie, dit gebeur algemeen deesdae in skole. En wanneer jy die geleentheid kan kry om met so 'n kind te kan werk en daai kind verander as gevolg van wat ons met hom doen alles. En jy kry daai positiewe resultate terug van 'n skool en van 'n kinderhuis wat sê hierdie kind het so verander en jy kan dit met jou self met jou oë sien. Dis net amazing. Dis wonderlik. Waar kan mense vir julle in die hande kry en meer inligting oor Impulse Neurocoaching kry? Ja, Impulse kan hulle ons op WhatsApp nommer in die hande kry en dan gaan 'n automated boodskap vir hulle stuur dat hulle net vragies moet antwoord. Ja. En die Neurocoach Method is maar Facebook, die Neurocoach Method, Instagram, die Neurocoach Method. En ek dink as 'n ou nou daaraan dink, is dit ook iets wat nooit gaan op in jou navorsing gaan bly, maar baie dankie vir die lekker gesels. Dit was insiggewend. Thank you that we could pick your brains. Pieter. Bly gerus ingeskakel want net hierna gaan ons nog verder kuier en die dinge laat gebeur hier by Goeiemôre Good Morning. Ons gaan 'n boekbespreking hou saam met die skrywer Carla van der Spy, enetjie wat jy nie wil mis nie. So kry daai koppie koffie en kuier saam met ons vir die res van hierdie oggend bied. Goeiemôre. Hallo.